Die besluite wat die meeste van ons maak as ons wyn koop, is in vandag se ekonomie dikwels beperk tot wit of rooi. Ons is salig onbewus van die baie dinge wat met wyn moet gebeur voordat daardie botteltjie in jou trolley beland. Iemand wat alles hiervan weet, is Howard Boysen. Wyn, dis een van die goed wat mense saambring, gewoonlik rondom 'n gesellige tafel. Met elke geleentheid is daar 'n ander soort wyn, met elke gereg is daar 'n ander soort cultivar en met elke tong wat dit proe is daar 'n opinie, maar daar is min mense wat regtig weet. Howard Boysen is egter 'n man wat wel weet. Met verskeie wynpryse op sy kerfstok het hy al groot naam gemaak as een van die nuwe mense vir wie mens moet uitkyk in die wynbedryf. Vandag probeer ek uitvind wat sy suksesresep is hier by die Highlands Road Estate in Elgin. Howard, wat was jou blootstelling aan wyn in jou vroeë jare? Het is amper soos 'n sprokiesverhaal, want ek was letterlik soos iemand wat van die straat af geneem is en nul geweet het van wyn nie. Hoe oud was jy toe jy die eerste keer wyn proe? Ek was onder die ouderdom wat jy mag wyn proe, maar dit was proe, nie drink nie. Het jy toe al geweet jy wou wynmaker word? Definitief nie. Selfs tot 'n paar jaar na skool het ek glad nie geweet ek gaan wyn maak nie. Ek het as 'n ingenieur gaan werk op die see. Toe vind ek ook uit dat dit is nou nie heeltemal vir my nie. It's lief om met my hande te werk, maar grond is baie beter as water. Elsenburg. Wat het in Elsenburg gebeur? Te veel lekker dinge, maar Elsenburg het vir my die riglyn en fondasie gegee van wyn. Dit is die beste landboukollege in die land. Jy kry jou eie wingerde, jy maak jou eie wyn. Hoekom het jy spesifiek op Riesling besluit? Ek het my teses op Elsenburg gedoen op Riesling, maar die hoofrede is seker omdat dit die eerste wyn was wat ek geproe het in my lewe. Hy proe ligter. Hy is ligter, want as jy hom die klassieke styl maak, gewoonlik het hy onder 12% alkohol in hom. Okay, bene, wag. Ek ken 'n bietjie van wyn. Nou, waar is die bene nou? Neem 'n tydjie voordat jy dit verskyn of voordat jy dit kan sien. In hierdie geval is die suiker hoër, so hoe stadiger, hoe meer suiker is in die wyn. En die spoed daarvan wys net dat die alkohol laer is. So dit gee die geleentheid om 'n bietjie meer te geniet. Lekker, en ons het 2 bottels. Baie meer as 2. Howard het van jou wyne nou al enige pryse gewen? 'n Wynmaker praat nooit daaroor, maar ek het goud gekry vir Veritas met my eerste wyn. In Australië vir 2 verskillende kompetisies brons en dubbelgoud gewen met my eerste wyn. Nou, baie mense dink daar's 'n stigma met mense wat wyn ken of wynkenners, dat dit 'n eksklusiewe groep mense is. Is dit waar? Ek sou sê dis waar. Daar is net soveel opgeleide mense wat die wyne evalueer en ek probeer nou en dan om deel van hulle te wees. Ek is seker jy is. Nou, is dit 'n duur stokperdjie om 'n wynkenner of 'n wynversamelaar te wees? Die diergedeelte is jou opleiding. Dit maak nou nie saak of jy opgelei is om wyn te maak nie of net 'n entoesias is wat dit verder wil vat en die kursusse strek oor 'n hele paar jaar. Jy was 'n sommelier by Aubergine. Ja. Verduidelik gou eers, wat is dit? In die ou dae sou ek sê 'n sommelier was die persoon wat wyn aangedra het vir die konings, maar in die nuwe tye is 'n sommelier 'n kenner van wyn. Jy behoort alles te weet van wyn. En is dit noodsaak vir die sommelier om al hierdie wyne te proe? Definitief. Howard is 'n man van vele talente. Hy is ook een van die aanbieders van die program Exploring the Vine en beplan groot dinge vir die toekoms. Ek het 2 monsters getrek direk uit die tank uit. Dit lyk potent. Dit is presies dieselfde wyn wat ons voorheen gedrink het. Dit proe glad nie vir my Maar die nuwe ene. Dis die rou vorm van wyn. Sien, ek sal nou baie lelik word op hierdie glasse wyne. Wat is die nou? Verkieslik, stop by 1 bottel. Baie lekker. Verduidelik gou
die Howard Boysen brand? Nou met 4 jaar terug het ek my eie etiket begin. Toe begin ek by Halensrout as hulle wynmaker en ek maak net my eie wyn onder dieselfde dak. Die wyn praat vir homself. Jy hoef nie te praat vir hom nie. Jy kan vir hom proenotas gee, maar dit verander elke week so. En hy laat jou praat. Presies. En is daar enige raad wat jy vir mense kan gee wat wil wyn gaan leer? Jy moet dit vir geen ander rede doen as passie nie, want dis nie 'n werk nie, dis 'n leefstyl. Ek like die leefstyl, hoor. Ek kan hier lewe. Moet dit net nie te veel geniet nie. So kyk uit vir die naam Howard Boysen op die bottels. En dis nie sommer so 'n bottels daai nie. Dis pryswennende wyne. En glo my, ons gaan nog baie meer van hom hoor.